vers 42. En as ek moet 'n opskrif gee vir ons sessie vanmiddag, dan sou ek dit noem die leer van die apostels. Lees Handelinge 2 vers 42. Die agtergrond is 'n klomp mense tot bekering gekom en toe het hulle bymekaar gekom en ons lees in vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. Hulle het volhard in die leer van die apostels. U weet, vandag nog het ons die voorreg om ons toe te wy aan die leer van die apostels. Hoekom? Want hulle het hulle leringe in briewe aan die gemeentes gestuur. En van daardie briewe wat hulle leringe bevat, is vervat en geïnkorporeer in ons Nuwe Testament. So ons het die wonderlike voorreg om ons ook toe te wy aan die lering van die apostels, want ons het dit opskrif in die vorm van ons Bybels in die Nuwe Testament. En hierdie briewe, die apostels wat hierdie briewe geskryf het, was geïnspireerd. En daarom is die briewe ook geïnspireerd. Kom ons kyk na die volgende verse. 1 Korintiërs hoofstuk 2. 1 Korintiërs hoofstuk 2. Hierdie is geïnspireerde briewe wat ons die voorreg het om in ons hand te hou. 1 Korintiërs 2 vers 2 en 3, of ekskuus 12 tot en 13. 1 Korintiërs 2 vers 12 en 13. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. Sien nie? Paulus praat hier van woorde wat deur die Heilige Gees geïnspireerd is. Kyk wat sê hy in 1 Korintiërs hoofstuk 11. Blaai net 'n bietjie aan. Sê Paulus: Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So as ons toewy aan die leringe van Paulus, weet ons kyk na geïnspireerde leringe. Dit word bevestig in Filippense 4 vers 9. Filippense 4 vers 9. Daar lees ons die volgende. Filippense 4 vers 9. Filippense, Kolossense. Nou is ek by Kolossense. Filippense 4 vers 9. Luister wat sê Paulus. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Ek herhaal hierdie woorde. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En dit wat hulle van Paulus ontvang het, by hom gehoor het en hom gesien het ons die voorbeeld daarvan in die vorm van die briewe wat hy geskryf het, sodat ons dit ook vandag nog kan navolg. En dan kom die belofte, en die God van vrede sal met julle wees. Belangrik, kyk na 2 Tessalonisense 2 vers 5.
Soos net 'n bietjie aanblaai. 2 Tessalonisense 2 vers 15, 15. So dan broeders en susters, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Sien julle die voorreg wat ons het? Ons het Paulus se voorskrifte wat hy gegee het in die vorm van die briewe wat hy aan gemeentes gestuur het. En afskrifte van daardie briewe het ons geïnkorporeer in ons Nuwe Testament. Verwysend na hulle geskrifte, kyk ons na 2 Timoteus 3 vers 16. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. In die skrif, of die hele skrif, bevat ook die geskrifte van die apostels in die vorm van die briewe wat hulle aan gemeentes geskryf het. En mense, hulle briewe moet dien as maatstaf vir gesonde lering en praktyk. Kyk wat skryf hulle in 2 Timoteus 1 vers 13. 2 Timoteus 1 vers 13. Hou as voorbeeld van gesonde lering, woorde, die wat jy van my gehoor het. Sien julle wat is die maatstaf vir gesonde lering? Is om te volg wat Paulus geleer het. Nie net Paulus nie, maar ook die ander apostels. Ongelukkig het die mense van vandag in 'n groot mate die belangrikheid van briewe verloor. Vandag is daar min mense wat nog met briewe aan mekaar kommunikeer, of wat briewe skrywe. Vandag is dit e-posse, SMS'e, Twitters, YouTube en internet. Ons is dankbaar vir die goed, want ons kry belangrike goeie boodskappe deur SMS'e, deur e-posse, wat ons op YouTube sien. Maar hierdie dinge wat so in geïsoleerde snitte na ons toe kom, kan nie die plek vat van 'n brief wat jy lees nie. Nou onthou ek in my studente daar in die 1960s, toe ek in die Parel in die Kaap onderwys studeer het. Daai jare het ons nie selfone gehad nie, ons het nie e-posse gehad nie. Jy was afhanklik van 'n brief van die huis af om te weet wat daar aangaan. Ag, en ek sien nog die opgewondenheid die dae as die pos uitgedeel word om 'n brief van die huis af te ontvang. Die opgewondenheid om daai brief oop te maak en om te verslind. By die huis het die familie net so angstig gewag vir 'n brief van ons af wat ons huis toe stuur. Weet jy, dit is die agtergrond van die eerste gemeentes, wat hulle inligting en hulle lering gekry het mondelings by die apostels, maar opgevolg deur die lering wat vir hulle in briewe aangestuur word om dit te bevestig. En wat belangrik is, hierdie briewe wat hulle van die apostels ontvang het, moes aan die gemeentes voorgelees word. Kyk 'n bietjie as ek vir julle die volgende versies lees. 1 Tessalonisense 5 vers 27.
1 Tessalonisense 5 vers 27. 1 Tessalonisense 5 vers 27. Ek besweer julle by die Here. Weet julle, hierdie is 'n ernstige opdrag van Paulus, want hy sê, ek besweer julle by die Here. Nie net 'n goeie, mooi voorstel nie. Dis 'n goddelike opdrag, dat hierdie brief aan al die heiliges voorgelees moet word. Ons kry dieselfde ding in Kolossense 4 vers 16. Kolossense 4 vers 16. Daar skryf Paulus dieselfde ding. Vers 16. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. As julle die brief aan die gemeente in Thessalonika moes aan die gemeente voorgelees word in Filippi, maar dit moes ook andersom aan die gemeentes voorgelees word. En ook die brief wat in Laodicea geskryf is in Openbaring, daai brief moes ook aan gemeentes voorgelees word. So die briewe van die apostels moes aan gemeentes voorgelees word. Ag, ek onthou eendag in Pretoria, het ek 'n eksperiment gemaak, ek in die oggend na die byeenkoms toe gegaan, en ek het een van die korter briewe van die apostels gekies, en nadat ons geopen het met gebed, al wat ek gedoen het, ek het rustig die brief aan die mense in die byeenkoms voorgelees. Party het begin gaap, ek kon sien hoe party belangstelling verloor, en ek het die hele brief deurgelees. Na die tyd het ek gehoor dat iemand die aanmerking maak, ja, ou Nick het was seker nie voorbereid gewees nie. Kan jy sien hoe het die belangrikheid van die voorlesing van die briewe van die apostels, hoe het afgewater geraak? Die belangrikheid van om die briewe te lees, heeltemal afgewater. Ons het bederf geraak deur goeie stukkies uit die briewe uit te vat, geïsoleerde stukkies, belangrike stukkies, en mooi preke daarom uit te werk. Maar dit kan nie die plek vat van die hele brief te lees nie. Ek vat byvoorbeeld, wat so pragtige preek kan 'n mens oor 1 Korintiërs 13 oor die liefde uitwerk. Maar jy weet, as jy voor jy by 1 Korintiërs 13 kom, moet jy eers deur 1 Korintiërs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deurlees en preek voor jy by 1 Korintiërs hoofstuk 13 kom. En deur hierdie geïsoleerde uithaal van mooi waarhede uit die briewe uit, wat goed en waar is, het ons perspektief oor die belangrikheid van die geheel indruk van die brief verloor. Hoekom moes hierdie briewe aan gemeentes voorgelees word? Wel, dit is ooglopend, sodat almal dieselfde inligting kon kry, almal dieselfde lering, en dit het eenheid bevorder. Jy weet, vandag sit ons met al die verdeeldheid wat in die Christelike kerk bestaan, is nie 'n teologiese probleem nie. Dis eintlik 'n gesagsprobleem. Die gesag van die briewe van die Nuwe Testament het heeltemal verlore gegaan. Ek herhaal weer, ons mense is dankbaar vir die pragtige mooi waarhede en preke wat uit selektiewe gedeeltes uit die Nuwe Testament geneem word.
Mense is dankbaar daarvoor. Maar nou kyk ek, mens sit met 'n tipe van opinie wat mense sê, ja, dit is so moeilik om die Bybel te verstaan. 'n Mens moet hele klompie jare eers studeer voor jy die Bybel kan verstaan. Paulus het nie so gedink nie. Hoor wat sê hy oor hierdie briewe wat hulle aan die gemeentes geskryf het. Kyk 'n bietjie wat sê hy. Ons sien dit in 2 Korintiërs 1 vers 13. In die begin van sy brief skryf hy vir hulle, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle self kan lees en ook kan verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Sien jy, Paulus, hulle skryf nie briewe om die gemeente te verwar nie. Hulle skryf die briewe in eenvoudige woorde om lering en leiding te gee. Mense, as woorde betekenis het, dan is die woorde wat jy daar in die briewe lees, is dit wat dit beteken. Ek skryf nie dinge wat julle nie self kan lees en self kan verstaan nie, skryf broeder Paulus. Maar daar word weggekruip agter hierdie mentaliteit van, jy moet 7 jaar bestudeer om die Bybel te kan verstaan. Die briewe van die apostels is in eenvoudige taal geskryf aan gemeentes, en die briewe moes aan gemeentes voorgelees word om vir hulle leiding, voorligting te gee in terme van wat hulle moet doen en glo in terme van hulle doktrines. Nou, waar begin jy 'n brief lees? Waar begin jy 'n brief lees? Wel, aan die begin. Is tog duidelik. Jy begin aan die begin, jy begin 'n brief aan die begin lees, by sy inleiding. Nou kom ons vat 'n bietjie die brief aan die Korintiërs as voorbeeld, en ons begin die brief net soos 'n brief lees. Wat ook die inleiding is belangrik. Nou kom ons gaan kyk hoe begin die Nuwe Testamentiese briewe. Die brief aan die Korintiërs, want ek gaan daaruit voorbeelde neem. Kyk wat skryf hy heel aan die begin, want dis waar jy 'n brief begin lees, aan die begin. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God en die broeder Sostenes, aan die gemeente van God wat in Korinte is, aan die heilige heiligtes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, gaan met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Sien jy aan wie word hierdie brief geskryf? Aan alle gelowiges in elke plek wat die naam van Jesus Christus aanroep, maar ook spesifiek aan die gemeente in Korinte. Blaai maar terug na ons eerste brief wat ons kry, die brief aan die Romeine. Kyk 'n bietjie Romeine 1 vers 7 in die inleiding. Aan al die geliefdes van God, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is. Al die geliefdes wat in Rome is. Weet jy, en as 'n mens die geskiedenis ken van die Christendom, dan sal ons weet in die tyd wat hierdie briewe geskryf is, was daar al heel party, taamlik baie gelowiges in plekke soos Rome, Korinte, Efese en Filippi. En dit was tog nie moontlik vir hulle om almal op een plek by mekaar te kom nie. Daarom staan daar, hierdie brief moet voorgelees word aan gelowiges wat in elke plek by mekaar kom.
Dis soos die brief aan die Romeine begin. Ek het klaar vir julle gewys hoe begin die brief aan die Korintiërs, albei die briewe aan die gelowiges in Korinte. Kyk die brief aan die Galasiërs. Kyk na sy inleiding. Jy brief aan die begin lees jy die volgende. Vers 2. Aan die gemeentes van Galasië. Aan die gemeentes van Galasië. Sien u, al die gelowiges in Galasië het nie almal in een plek by mekaar gekom nie, maar die staan aan die gemeentes. Daar's geen fout om in verskillende groepe as gemeente by mekaar te kom nie. Maar wat doen Paulus? Hy skryf een brief aan al die gelowiges in 'n lokaliteit, maak nie saak in hoeveel gemeentes hulle by mekaar kom nie. So kan ons elke een van die briewe vat. Kyk, as ek voortblaai na die brief aan die gelowiges in Efese. Efesiërs 1 vers 1. Aan die heiliges wat in Efese is. Na Efese gaan ons na die brief aan die Kolossense, of kyk eers daar, Filippense. Aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. Filippense 1 vers 1. Ons blaai om na die brief aan die gelowiges in Kolossie. Kolossense 1 vers 2. Aan die heilige en gelowige broeders en susters wat in Kolossie is. Al die gelowiges. Ag, ek het nie tyd om deur almal te blaai nie. As jy kom by die Tessalonisense 1 vers 1. Aan die gemeente van die Tessalonisense. Tweede brief begin dieselfde. Aan die gemeente van die Tessalonisense. Tessalonisense 1 vers 1. So kan jy gaan na die boek Hebreërs toe. Hebreërs 13 vers 24. So kan jy gaan na Jakobus 1 vers 1. 1 Petrus 1 vers 1. Openbaring 1 vers 11. In elke ene van hierdie inleiding staan daar dat die brief moet aan al die gelowiges in daardie spesifieke lokaliteit gaan. Maak nie saak in hoeveel gemeentes hulle by mekaar kom nie. Dis die moeite werd om Openbaring 1 te lees. Openbaring 1 vers 11. Daai gesig wat Johannes op Patmos gehad het van die verreëse Christus, die verheerlikte Jesus. En dan kom in vers 11 sê Jesus, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek. En stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, dan word hulle genoem. Nou ek het gaan kyk, daar was nie net 7 gemeentes in hierdie tyd daar in die ooste nie. Daar was meer as 7. Ek glo dat hierdie 7 is maar 'n simboliese prototipe syfer wat die kerk as geheel verteenwoordig. Dit moes neergeskryf word in 'n brief en aan die gemeentes gestuur word. So kan julle vir julleself gaan kyk na elke een van die briewe in die Nuwe Testament, in die inleiding aan al die gelowiges in daardie spesifieke lokaliteit. Paulus hulle erken die eenheid van al die gelowiges in 'n sekere lokaliteit. Al kom hulle in verskillende gemeentes op verskillende plekke by mekaar. Nou vra ek die vraag, as Paulus vandag, as hy al die denominasies wat hier in Jeffreys Bay verteenwoordig word, as hy almal sy doktrines en leringe en praktyke sou moes respekteer. En ek het getel is oor die 80 Christelike groepe hier in Jeffreys Bay.
En as hy nou vandag 'n brief Jeffreys Bay toe moet skryf, en hy sou hierdie verskillende denominasies en groepe se leringe en doktrines moes respekteer, sou hy nie 'n brief aan die Christene in Jeffreys Bay in een brief hiernatoe kan stuur nie. Hy sou verskillende briewe moes skrywe as hy hulle verskillende doktrines moes respekteer. Dink julle hy sou dit gedoen het? Hy sou een brief Jeffreys Bay toe gestuur het, een brief wat in al die gemeentes moes voorgelees word terwille van eenheid van denke en eenheid van doktrine en om eenheid te vestig. Dit kan nie vandag gebeur nie. Dis geen wonder die instruksie om hierdie briewe aan gemeentes voor te lees word nie gevolg nie. Want sommige van die dinge wat in die briewe staan, trap op party mense se teologiese konstitusionele konstitusies. Kom ons gaan verder en ons lees op 'n baie oppervlakkige manier, lees ons verder in die brief van die Korintiërs. Deur net die brief te lees. Nou ek kan nie alles lees nie, die brief is te lank, ons tyd is beperk. So ek gaan maar net hier en daar van die begin af stukke vir ons voorlees. Kyk na 1 Korintiërs 4 vers 6. 1 Korintiërs 4 vers 6. Ek haal hom spesifiek uit. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas, om julle ontwil, dat julle van ons kan leer. Die wat nog die ou 53 vertaling gebruik, moet daar net 'n vertalingsfout of 'n drukfout regmaak. Daar in my ou Bybel staan aan ons, dit is nie aan ons nie, moet wees van ons kan leer. Ek sien in die nuwe vertalings is dit reggemaak. Dat julle van ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie. Wat geskrywe is nie, hulle briewe. Jare terug, daar snaakse dinge in 'n gemeente gebeur, van mense wat van Kanada hier aangekom het, en daar het snaakse manifestasies in ons gemeente begin plaasvind. Mense het beweer, hulle kry goue tande, goudstof wat uit die plafon uit neersif, mense wat soos diere geluide maak en soos diere rondspring, mense wat omval, wat vir ure dronk in die gees lê. Toe konfronteer ek van die leiers, bevraagteken die dinge, en ek lees hierdie 1 Korintiërs 4 vers 6 waar Paulus sê, moenie dinge doen bo wat geskrywe is nie, en ek vra vir hulle, waar in die Nuwe Testament sien julle in die briewe van die apostels dat hierdie snaakse dinge gebeur? Een van die hoofleiers het vir my gesê, sien ek dat daar yskaste en 'n mikrogolfoonde en elektriese stowe en ander elektriese toebehore in die Nuwe Testament staan. Sê ek nee. Toe sê beteken dit dat ons dit nie mag gebruik nie. Weet julle, ek het hom maar net so aangekyk en vir hom baie bedaard en kalm probeer sê. Weet jy, ek kan nie met iemand redeneer. Wat nie die verskil, ek moes met hom Engels praat. Ek kan nie met iemand redeneer wat nie die verskil weet tussen doktrine, Bybelse doktrine en elektriese toebehoor nie. I cannot reason with somebody who does not know the difference between doctrine and an electrical appliance. Dit was my antwoord aan hom. Moenie gaan en glo bo wat geskrywe is nie. By sekere byeenkomste het mense onbeheerst
op die vloer neergeval. Party het beweer dat hulle so dronk in die gees was, hulle kon nie hulle eie karre huis toe bestuur nie. Ek het die hele ding bevraagteken in terme van wat daar in Galasiërs geskrywe staan. In terme van die vrug van die gees. Die van julle weet in Galasiërs. Vers 22 Galasiërs 5. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Stilte op my dit wat ek voorgelees het. Hoe sal die Heilige Gees iets aan iemand doen wat hy selfbeheersing verloor en gedurende geleide maak en soos 'n dronk mens te kere gaan dat hulle sy nie eers sy eie kar kan bestuur nie. Op grond daarvan het ek promptheid verklaar hierdie dinge wat hier gebeur is nie van die Heilige Gees nie en ek kon dit uit die skrif uit bevestig. Kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 3. Ek gaan nou maar net 'n paar noem as gevolg van ons kort aan tyd. En ek wil hierdeur maar net illustreer hoe word die voorskrifte van ons Nuwe Testament, hoe die voorskrifte van ons briewe in die Nuwe Testament hulle gesag verloor. 1 Korintiërs 3 vers 2. Skryf hy daarso. 1 Korintiërs, dis vers 21, nie vers 2 nie. 1 Korintiërs 3 vers 21. Laat niemand dan op mense roem nie. Ek wil graag vir julle hierdie versie in die Amplified lees. 1 Korintiërs 3 vers 21. Luister, hoe word dit in die Amplified uitgedruk? So let no one exult proudly concerning men, boasting of having this or that man as a leader. So let no one exult proudly concerning men, boasting of having this or that man as a leader. Weet julle, hierdie skrif hoef ek nie eers op uit te brei nie. Maar deur die jare het ek gesien hoe plakate opgesit word van die foto's van sekere bekende leiers. En hoe daar duisende mense na hierdie saamtrekke toe gelok word. En dan luister ek hoe die mense hulle self verheerlik, wat se magtige vegters hulle is. Terwyl aan die brief staan, do not exult proudly concerning men, boasting of having this or that man as a leader. Skakel maar in op die televisie godsdienstprogramme as jy wil sien hoe word sekere predikers en sogenaamde apostels en profete deur duisende mense opgehef en verheerlik. Terwyl ons hier is in hoofstuk 3 is, kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 3 vers 9. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Ag mense, goed bedoelde mense wat nog nie aangeleer het om Nuwe Testamentiese terminologie te gebruik of die Nuwe Testamentiese model van die kerk te volg nie. Hoor ek hoe goed bedoelde naïewe mense so dikwels in byeenkomste verwelkom word met 'n gebed en dan welkom hier in die huis van die Here. Bedoel dit goed. Maar dit mislei mense. En veral onder tradisionele mense veroorsaak dit as mense
op 'n Sondag daarna hulle godsdienstgebou toe gaan, as hulle by die deur inloop, word daar in fluistertaal gepraat, op die tone geloop. Ons kry dit in vers 16 ook, weet julle nie, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees nie. En in Handelinge 17, vers 24 lees ons duidelik dat God woon nie in geboue wat met hande gemaak word nie. 1 Korintiërs 6, vers 14 sê dieselfde. Julle liggame is die tempel van die Heilige Gees. Dit klink onskuldig om na 'n gebou van baksteen en sement te verwys is as die huis van die Here. Maar weet julle, die terminologie verwys maar net hoe die denke nog nie deur die briewe van die Nuwe Testament verander is nie. Lei tot misleiding. Kyk 1 Korintiërs 3 vers 17. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig en dit is julle. 1 Korintiërs 3 vers 17. Kan ek dit vir julle in die Amplified lees? 1 Korintiërs 3 vers 17. If anyone does hurt to God's temple, or corrupts it with false doctrines, or destroys it, God will do hurt to him. For the temple of God is holy, sacred to him, and that temple is you, the believing church and its individual believers. Harde woorde. Daar's te veel dinge. Ek wil spring na 1 Korintiërs 14 toe. Om af te sluit, 1 Korintiërs 14. Ek noem maar net voorbeelde van wat uitkom as jy net die brief van die apostel lees en die inhoud van die hele brief ernstig opneem. 1 Korintiërs 14 vers 26. Skryf Paulus: Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elke een van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Hierdie is die Nuwe Testamentiese patroon van hoe daar by mekaar gekom moet word. Weet u in hierdie dae hoe sukkel 'n mens om iewers 'n oop byeenkoms te kry waar hierdie dinge gebeur? 'n Oop byeenkoms, dit is hierso waar elkeen 'n bydrae kan lewer. Wat sien ons vandag? Toe byeenkomste, waar een man daarvoor staan met preekstoellisensie en hy preek vir mense wat in reguit rye sit, en hy kan daarvoor preek en sê wat hy wil en almal sit soepstil. In 'n Nuwe Testamentiese byeenkoms kan iemand nie sê en doen wat hy wil nie, want die instruksies kry ons in dieselfde hoofstuk 1 Korintiërs 14 vers 29. In dieselfde byeenkoms staan daar: laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. 'n Profeet in die Nuwe Testament is iemand wat dink uit 'n geïnspireerde woord. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander moet dit beoordeel. Mense, alles wat gesê en gedoen word, moet deur ander gelowiges beoordeel word. Nou weet jy wat dit lasterlike afmetings aangeneem, is hierdie terminologie wat ek hoor, God het vir my gesê en God het my gewys en toe sê God vir my, as sprekers beoordeel moet word, dan moet jou terminologie mos verander, want hoe kan jy wat iemand sê, beoordeel as hy elke keer sê, God het vir hom gesê? 'n Mens kan mos nie God beoordeel nie. Nou hier staan daar nie, dat mense mag nie praat nie. Natuurlik kan jy praat en sê wat in jou hart en in jou gedagtes is.
Want miskien is dit geïnspireerd, maar miskien is dit nie. En jy moet dit aan jou gehoordes oorlaat om te kan onderskei of wat jy sê geïnspireerd is. Nou luister maar 'n bietjie op SMS'e, preke en in boeke. Hoe word hierdie Nuwe Testamentiese beginsel absoluut oortree? Met 'n terminologie wat mense in bindinge plaas. God het vir my gelei en God het vir my gesê en toe sê God vir my. In uiterste gevalle het hierdie tipe terminologie al veroorsaak dat baie mense in kultiese tipe situasies beland. Want met hierdie tipe terminologie kan jy mense manipuleer. Maar jy kan nie mense manipuleer as jy Paulus se beginsel in sy brief toepas nie. Duidelik dat die sprekers moet beoordeel word. Ag, dan gaan ons na 2 Korintiërs hoofstuk 9 in sy brief. 2 Korintiërs 9 vers 7. Waar daar staan: laat elke ene gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek daag julle uit om vir my een woord in die briewe van die apostels te wys waar gelowiges onder 'n dwangsyndroom geplaas word om tiendes te gee. Nêrens. En as tiendes moes geld, mis Paulus hier 'n groot geleentheid. Maar hy sê nie 'n woord van tiendes nie. Hy sê laat elke ene gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nou u kan maar gaan kyk in boeke, preke, hoe word hierdie Ou Testamentiese tiende lering misbruik om geld uit gemeentes te kry. Terwyl Jesus gesê het, dis beter om te gee as om te ontvang. En daar's 'n groot verskil om te gee, groot verskil tussen gee en betaal. Jy gee soos jy uit jou hart, in jou eie hart voorneem. Maar in die Ou Testament was hulle onder verpligting om tiendes te betaal. Mense, ek het maar hier en daar iets uitgehaal om te wys hoe daar sekere dinge verlore gegaan het, omdat die briewe van die apostels nie as geheel bespreek, bestudeer en gepreek word nie. Pragtige preke kom uit geïsoleerde stukke uit die briewe uit. Maar dit kan nie die plek neem van om die gebrief as 'n geheel te behandel nie. Al wat ek ten slotte kan sê, as gevolg van die feit dat Nuwe Testamentiese briewe hulle gesag verloor het, sit ons vandag met 'n model van die kerk wat glad nie Nuwe Testamenties is nie. Sit ons met dinge wat gesê, doktrines en praktyke wat nêrens in die Nuwe Testamentiese briewe geskrywe staan nie. Want pyfend die goed kom al vir jare as gevolg van tradisies, sekere tradisies word dit oorgelewer van geslag tot geslag. Vandag kan ek maar net sê, elkeen sal eendag self voor die Here moet staan en verantwoording moet doen ten opsigte van ons gesindheid, ten opsigte van die Nuwe Testamentiese leringe van die briewe in die Nuwe Testament. Elkeen se eie verantwoordelikheid om standpunt in te neem as individu op dit wat hy sien wat die apostels in hulle briewe vir ons leer en om dit toegewyd toe te pas. Kom ons sluit net af met gebed. Ag Hemelse Vader, U weet dat party van die dinge wat glad nie in die briewe staan nie, kom al vir jare saam.
Maar Here, ek bid dat in hierdie dae U vir ons die moed sal gee om standpunt in te neem, die volheid van wat in die briewe staan te verkondig, te verklaar, en te glo en dit uit te leef. Here, wees ons genadig. Ons bid, Here, dat hierdie Nuwe Testamentiese lering in die briewe sal beginne posvat in meer gelowiges in al die verskillende gemeentes. En Here, net U weet hoe om dit wat al ver afgedwaal het, hoe U dit weer kan terugbring na dit wat in U woord staan in terme van die briewe. Here, ons bid vir genade in Jesus se naam. Amen. Amen.